Bloedboers is die verhaal van vier manne. Hy begin in 1914, hulle is so 20, 21 jaar oud. En ek volg hulle lewens, hierdie vier ouetjies, in Johannesburg, in daai tye, al die pad deur tot 1948. Volg die karakters soos hulle in verskillende rigtings pad. Jy weet, ons volg die storie dan van die NP. Jy weet, ons volg die storie van 'n kommunis, ons volg die storie van 'n ou wat in die journalistiek het opgaan en dan ook 'n ouetjie wat ver regs gaan. Jy weet, so dit is basies groot kontras en baie verteenwoordiging van wat politiek gebeur in die tyd. Terwyl ek Donkerland geskryf het, dit was 'n verwerking gewees van die verhoogdrama. Moes ek 'n bietjie navorsing doen oor wat aangegaan het in Johannesburg in 48 vir twee van die episodes van Donkerland. En terwyl ek daai navorsing gedoen het ek begin al hoe dieper teruglees na die 30s en toe om dit te verstaan. En toe tref dit my wat 'n merkwaardige stuk geskiedenis dit is daai. En want daar so baie gebeur. Jy moet verstaan, 1914 was die rebellie gewees en die Eerste Wêreldoorlog. En toe sit die 22 Miners Strike rebellion hier op die rand. Toe sit die depressie gewees. Toe sit die Tweede Wêreldoorlog en toe sit die 48 verkiesing. En tussen dit alles deur, die striwelinge op die myne met die witwerkers, die arm blankes na die Boereoorlog wat almal hier gebly. Die Afrikaner was arm blank gewees. En hoe hulle self in daai tyd opgetel het, al die pad tot by hulle 48 aan bewind gekom het hierso. Die politiek gaan word 'n canvas vir wat met hierdie karakters gebeur. So ek dink die groot ding wat die mense uit die reeks gaan haal is hulle gaan dinge leer wat hulle nie geweet het van die geskiedenis nie, of wat nie geweet het van die NPA of nie. Jy weet, want ons baie seker gemaak dat ons histories korrek is op die elemente van die tyd en die verhaal so vertel. Maar hulle gaan geroer wees deur die karakters. As mens daarna kyk, dit is vir my baie interessant hoe die gebeurtenisse van daai tyd homself herhaal. Jy weet, die mine strikes gebeur nog steeds, die gesukkel met die politiek, al daai goed. So ek dink is 'n belangrike les wat ons kan leer is, jy weet, as ons geskiedenis ignoreer, is ons verdoem om dit te herhaal, daai tipe ding. So ek dink dit vind nog steeds, dit resoneer nog steeds in hedendaagse samelewing. Met Donkerland het baie mense my gekommunikeer en gebel en gesê hoe lekker dit vir hulle was om met hulle kinders te sit ook op 'n Dinsdag aand en te kyk na die storie. Die kinders gaan dit regtig gebeur. En selfs hulle wat gaan met my magtig, ek het nie eens dit geweet van ons volk nie, of dat dit ons geskiedenis was nie. En ek glo mos as jy jouself nou verstaan, moet jy gaan kyk wie jy was en wat jy was en hoekom jy was toe jy was wat jy was. Okay, dan sal jy beter verstaan wie jy is en dan kan jy beter vorentoe gaan. Ek dink Joshua en die hele span, Ermelle, die DOP, en Grant vir die beligting gedoen het, en Betwini Robinson, jy weet, die production designer, ek dink hulle het so 'n ongelooflike span bymekaar gekry en hulle gaan mense gaan opsit en kyk vir wat hier gebeur, jy weet, dit is die produksiewaarde wat hulle gekry, die is ongelooflik hoog. Vir TV en wat hulle gedoen het in so kort tydperk met die min geld wat ons het. Ek dink regtig, ek haal my hoed op vir Joshua en sy hele span. Ek het 'n wonderlike kreatiewe span om my, Tony Robinson en Adam Bentel, Strilet Maikies, Julia Rubenstein, almal baie kreatiewe mense. Ons het ons probeer eintlik oorspronklik wees in wat ons doen. So dis moeilik vir ons sê waarna gaan ons gaan na die periode toe. Ons kyk hoe die tydperk gelyk. Donkerland was maklik, want Donkerland was op 'n plaas. Wat dra mense op 'n plaas? Wel, een van 'n corduroy of kakie broek en 'n ou hemp en dan gat jy, jy weet, en dis dit. Maar hierdie, die klere, dit is stadsklere, nee, so die klere het verander van 1914 na 1922, na 1930, na 1939, na weer, alles verander so met die tyd. Wat in die huis is, die meubels, die kombuise, ongelooflike stelontwerpspan wat ek het. Ek het nog nooit so iets gesien op ons TV soos wat hierdie mense hier maak. Nou dis nie ek wat dit nou maak nie. Ek het die storie geskryf en ek vervaardig dit. Maar ek kan dit oor aan 'n regisseur en sy span. En dan word dit hulle sin. Ek dink daar is ons gelukkig, hè? Baie, weet jy kry dit nie altyd nie. Ja. Ek sê soms dis soos twee mense wat dans of jy trap op mekaar se tone. Ja. Weet of jy vlieg en ek voel altyd ek en Sandra vlieg. As jy nie deernis kan hê, ook met wie jy spot nie, dan is jy onmiddellik tydelik